Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 24ste November, maandagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, kom ons kyk wie kom op vanoggend en dan vat ons dit daarvan af. Dit is 'n redelike klompie nuus om deur te werk, maar van die nuus is oorvleend soos altyd. En ons behoort dit te kan maak. Hierdie bril wat ek het om mee te lees, lyk soos een van daai sekretaresse brille, jy weet. Daai vroue sekretaresse brille, wat hy ook kry. Goeiemôre. Ek wil net een ding sê, as julle nie goeiemôre hieronder sê nie, dan weet ek nie wie kom op nie. Dit is 'n algoritme wat hierdie Facebook het, dat hy nie vir jou sê wie kom op nie. Partykeer dan kom mense op, en dan sê hulle eers goeiemôre na 8 uur, né? En dan kom dit nie deur nie. En sekere mense kry nie die kommentaar nie. Nou ek het al deur al my goed gegaan en probeer om die goed so te stel dat dit kan werk. Van my kant af is die sake reg. So as jy voel jy word nagekom dat ek nie vir jou goeiemôre sê nie, sorry. Alright? Soos byvoorbeeld daar's nou 2 profielfoto's hierbo. Een is Jenny, goeiemôre Jenny. En die ander profielfoto kan ek nie onthou wie dit is nie. Ek weet nie of dit Lenet is of wie dit is nie, maar as jy goeiemôre sê, né, soos Corneille het nou opgekom, sy profielfoto het nou opgekom, en Jan, goeiemôre julle. So van julle profielfoto's verskyn hierbo, maar wanneer daar 'n profielfoto opkom wat ek nie ken nie, as jy nie goeiemôre sê nie, dan word jy nie opgetel deur die FNB, deur Facebook se algoritme nie. En dan kom jou goed nie deur nie. Want van my kant af is alles is uitgesorteer. Van my kant af. Maar dit moet van jou kant af ook uitgesorteer word. Alright. So ek kan nou al goeiemôre sê vir Jenny en vir Jan en vir Corneille en vir Marianne. Vir julle kan ek so lank goeiemôre sê. So goeiemôre. Kom ons drink koffie en kyk wat gaan aan in die wêreld. In Holland is hulle besig om 'n boekie uit te gee, om die mense te waarsku daarso van 'n komende noodtoestand en hoe om die eerste 72 uur te oorleef. Dis baie interessant, daar is nou oorloë en gerugte van oorloë wat besig is om plaas te vind in Europa. Goeiemôre Piet, wat sê jy? Weerens dankie Piet. En een van die Franse militêre leiers, die hoof van staf, hy's ook 'n militêre leier. Hy het nou 'n beroep op Frankryk gedoen om te verstaan dat hulle kinders sal moet opgee vir 'n komende oorlog. Met ander woorde, die 18-jariges gaan weer opleiding ontvang om te gaan beklei vir die land. Ek verstaan dat wanneer jy jonk is, dat jy opleiding kan ontvang omdat jou liggaam nog die punch kan vat en al daai tipe van goed. Maar eintlik is dit onregverdig. Dis eintlik onregverdig. Nee, maar dit is 'n wêreldse tendens, is dat die jeug moet gaan beklei. Vir my is dit, die Engels sê, all able-bodied men. As jy nog sterk is en jy is fiks en jy is gesond, dan kan jy beklei. As jy onfiks is, oorgewig, wat ook al, beteken dit nie jy is useless nie, dit beteken jy kan help met die logistiek in enige situasie. Enige situasie, né? Tuis, goeiemôre. Hoe gaan dit? Jy was lanklaas op tuis. Shalom. In elk geval, so dit is hoe dit werk. Maar in Europa is hulle besig met hierdie oorlogspraatjies. Trump het probeer om nou 'n memorandum te stuur na die Oekraïne toe, wat hy sê, hierdie is wat nou moet plaasvind by 'n skietstilstand en die einde van die oorlog, die opgee van grond en al daai tipe van goed. En hy het selfs daaroor gegiggel, Trump, kan julle dit glo, maar in elk geval. Maar Macron, Stamer en 'n klompie ander oosterse geallieerdes het vir Zelensky gebel en hom gesê, hy moenie daai
memorandum aanvaar nie. Merz ook, Merz het dieselfde gedoen. So daar is beslis oorlogsigtiges, is dit die regte woord? Nee, mense wat oorlog soek in Europa. Samuel weet julle, ek sien dit is soos 'n klein wurmpie in 'n linkse brein. Nee, hierdie wurmpie vreet deur die brein. En hierdie linkse leiers dink hulle kan vir Rusland aanvat. Ruslandse mense is al gehard wat oorlog aanbetref. En elke keer waar Europa probeer het om Rusland aan te vat, het hulle pak gekry. Die laaste een wat teen Rusland pak gekry het, was Duitsland gewees. Hulle het eers gewen en toe kom die sneeu, toe kom die koue. En toe begin Moskou hulle terugbeklei. Julle ken die Tweede Wêreldoorlog stories. En toe kry Duitsland bloedneus. Elke land, van Engeland af dwars deur Frankryk, Duitsland wat altyd hierdie oorlogsigtig was, Spanje, wat oorlog probeer maak het teen Rusland, het aanhoudend pak gekry. Wat laat hulle dink dit gaan nou verander? Wanneer hulle regerings absoluut gelei word deur slapgattige linkses, dit gaan nie werk nie. Hulle het probleme. Ek dink een van die sterkste lande op hierdie stadium is Hongarye en ook natuurlik Pole. Is een van die sterkste lande, maar Hongarye sal nie optree teen Rusland nie, inteendeel hulle sal saam staan en Pole sal sy eie mense beskerm. In elk geval. Finland het nou kamstig hierdie elektrisiteitsding ontwerp waar hulle elektrisiteitsgolwe stuur deur die lug sonder dat daar kragdrade is. Regtig, ons kry nou al die internet sonder kragdrade. Julle weet, so hoe waar is dit? Het hulle nou net een van Tesla se goed verbeter? Elektrisiteit, mense, was nog altyd vrylik beskikbaar. Tesla het geweet hoe om elektrisiteit te verkry en sy goed is onderdruk. Elektrisiteit sal vry wees in Suid-Afrika. Hoor wat ek vir julle sê. Het sal verniet wees. Ek kan nie wag vir daardie dag wat Vader sê, dis nou tyd vir julle om te doen wat julle moet doen nie, en hier is die fondse. Want ons kort letterlik net die fondse, dis al wat ons kort. Kyk hierdie fiasco by die G20, Rudy, goeiemôre. Kyk hierdie fiasco wat plaasvind. Dit is totaal en al 'n fiasco. Nee? In elk geval in Bosnië het die een ou Kraken, dink ek is sy naam, Krakan of soiets, seker maar Karan, doch al was 'n kraak aan die kant, maar in elk geval Karan het die verkiesing in Bosnië gewen en die voormalige president is 6 jaar verbied om aan enige politiek deel te neem. Nou ek hoop hierdie Karan ou is regs en nie links nie. Ek ken nie die geskiedenis agter hierdie storie nie, maar dit is wat dit is. Goeie nuus uit Slovenië uit, hulle het nou die mense van Slovenië het nou gestem teen 'n selfmoordhelp program van Slovenië. Shalom ou Peri. Gaan dit dan beter met jou reg oor die wêreld, mense, is ons besig om te sukkel, nee. Maar in elk geval. Ek sien nou Peri het 'n paar lekker advertensies geplaas op Facebook weer, is goed. Maar in elk geval, so reg oor die wêreld sien ons hierdie goed wat plaasvind. Van lande wat net goed doen. Jy weet, soos hierdie selfmoordhelp ooreenkoms, en nie goeiemôre. Selfmoordhelp, Andrew, goeiemôre. Waar is die hulp om die mense uit daardie depressie uit te kry? Nee? Kyk, as jou liggaam nou heeltemal opgekrok is, nee, gebreek is, stikkend is. As jy nou 'n persoon is wat nou die hele tyd, jy weet so is, en jy het nie regtig 'n lewe nie, dan kan 'n mens dit verstaan, maar jy kan dit net verstaan, maar dit beteken nie dat God nie deur sy kragwerkende Heilige Gees kan kom en jou liggaam verander nie. Maar omdat ons so ver lewe van God af, in ons eie kerke, hulle dink hulle aanbid God, maar hulle aanbid godsdiens.
né? En die krag van die Heilige Gees word geonderdruk deur mooi woorde. Wanneer kan ons kom by 'n plek in 'n land waar godsdienst so wonderlik is? Jy kan nie wag om weer Sondag in die kerk te wees of Saterdag op die Sabbat in die kerk te wees nie, of om jou weeklikse middaggroep. Jy wil dit sommer 2 keer 'n week doen, want dit is so lekker en dis familie en Jesus daag op en dinge gebeur net, man. Dis sal mos great wees. In elk geval, die Europese Unie dink hulle kan vir Rusland lam lê, hulle kan nie. Ursula von der Leyen, sorry, ek het gou 'n slukkie koffie vat. Ursula von der Leyen het nou weer haar mond uitgespoel en gesê Afrika moet nou gehelp word en the Gateway Global Initiative na Afrika toe moet geondersteun word en hulle het nou weer 15.5 biljoen beloof aan Afrika vir, waar het ek die Engelse woorde neergeskrywe? For this, politieke taal, mense, is een van die grootste gemorstale wat bestaan, want jy weet nie wat hulle sê nie. En hulle praat van the scaling up of renewables, Griekse god in die bos. Wat beteken dit? Wat is renewables? Dis goed wat weer, of wat vervang kan word, of kan hergebruik word, of as ek praat van renewables, as ek nou na 'n winkel toe gaan en ek moet vir my renewables kry, wat ook al, dan dink ek aan shampoo en onderarmspuit en sulke goed. Wat is the scaling up of renewables? Jy kan dit nie eens behoorlik in Afrikaans vertaal nie. Maar wat sê hulle eintlik? Waarvoor gaan die geld? Vader alleen weet. Vir my is dit 'n klomp geldwasery en korrupsie, dis al wat dit is. Dieselfde gemors wat met Donald Trump gebeur, man. Aan die een kant van die draad is hy hierdie groot konservatiewe Christen tipe leier, en dan gaan skud hy Mamdani se hand, hy New York burgemeester se hand, en hy hou 'n vergadering met hom, en volgens hom, nee, hy het nou baie meer vrede, en hy voel nou goed, nadat hy met hierdie Islam gepraat het. Rarig. Maar jy verklaar die Muslim Brotherhood 'n terroriste organisasie, maar jy voel goed nadat jy met hierdie Islam gepraat het, wat gesê het dat hy wil van New York 'n Islam stad maak. Jy sien, hulle gemors is nie uitvoerbaar in hulle eie lande nie. Hulle kan nie hulle eie gemors in stand hou nie. Dan vat hulle dit na ander lande toe. Hulle dink dit gaan daar werk. Dit is 'n absolute teken van breindood. Pieter, goeiemôre. Dit is wat sosialisme en islamitiese goed is. Kommunisme. Jy dink, omdat dit nou nie hier in jou land kan werk, jy sal dit dalk in 'n ander land werk, en jy wil dit daar gaan doen, en beoefen. Dis 'n teken van breindood, absoluut. As gevolg van 'n watertekort, gaan Iran nou sy hoofstad skuif. Teheran het nie genoeg water nie, iets unsustainable, soos hulle sê. Hulle kan nie meer daar bly nie, dis onuithoubaar, of wat is die woord in Afrikaans? Waar het ek nou Iran se berig neergeskrywe? As ek so los en vast praat oor goed, een vloei in die ander een in, dan weet ek nie waar ek het neergeskrywe het nie, maar in elk geval. Hoe hierso? Is ononderhoubaar, want die water droog op en al sulke goed. So hulle wil hulle hoofstad skuif. Hoe kom jy dit doen? Wag net vir 'n goeie reenseisoen, en boor vir water, lê pype aan, al die goed, plaas van om 'n hoofstad te skuif. Hier in Suid-Afrika gaan die G20 aan in Johannesburg, maar ons hoofstad se die presidensiële geboue, die Unie-geboue, se krag is af. Ek kon nie help wat smile toe ek daai berig sien nie. In elk geval, Marjorie Taylor Greene, die kongreslid in Amerika, het besluit sy gaan bedank 5 Januarie, en haar rede vir bedanking is dat Donald Trump is 'n leienaar. Sy sê Trump was veronderstel om Amerika eerste te sit, maar hy het gelieg, hy sit vir Israel eerste. En sy maak haar verklarings op media, sy vat nie nonsens nie, sy is regtig 'n no-nonsense vroumens hierdie, en sy sê dit reguit soos wat dit is.
Sy sê Trump lieg, hy lieg vir die Amerikaanse mense. En sê Amerika eerste is eintlik Israel eerste. Vanaf die Khazar Jode gevlug het uit Khazaria uit, het hulle beplan om die wêreld oor te neem deur hulle taal, hulle verdraaide Talmud, hulle Noahide laws en al daardie goeders. As julle van hierdie goed weet, sal julle weet waarvan ek praat. Hulle is uit om die wêreld te domineer. En ek het verlede week genoem van wat hulle probeer nou weer in Japan doen. Nee? Hulle probeer Japanse mense vermeng, net soos in Suid-Afrika. Probeer hulle mense vermeng. Vader het dit nog nooit goedgekeer, glad nie goedgekeer nie. Ons sien dit in die Ou Testament. Dit beteken nie dat dit verander in die Nuwe Testament nie. Maar in elk geval, elke ou moet doen soos wat hy goed dink. Elke ou moet doen soos wat hy goed dink. Nigeria, hulle het nou kampstig daardie 38 kerklede teruggekry wat ontvoer was. Die kerklede is nou veilig, maar 'n skool se kinders en hulle onderwysers is ontvoer. 303 kinders is ontvoer en 12 onderwysers is ontvoer deur sekere gewapende bendes. Wel, ons weet hoekom hulle die kindertjies gaan ontvoer. Dit is om hulle op te lei as jong soldate en hulle vat die onderwysers en die onderwyseresse om hulle te ryp. Ons weet dit. Dis waaroor dit gaan. Ons ken kinderoorloë in Afrika. Ons weet waaroor dit gaan. Nigeria is 'n groot Afrika land, maar hy's net so vrot. Hy's net so vrot. Een van die ouens wat ontbloot is in die Epstein-lers, sy naam is Larry Summers. Hy werk vir Harvard, hy's 'n professor, leraar daarso, hy gee kinders skool. Sy naam is genoem in die Epstein-lers en hy het onmiddellik homself onttrek van Harvard af. Hoekom? Omdat hy skuldig is. Ek hoop hierdie Epstein-lers ontbloot die hele gemors. Al die gemors moet net uitkom. Al die gemors. Trump het 'n memorandum gestuur aan Brittanje waar hy vir hulle waarsku teen die grooming gangs wat daar so plaasvind. Hy het hulle gewaarsku. Hy het gesê genoeg is genoeg. Venezuela is ook gewaarsku en siviele lugdienste is gewaarsku om nie oor Venezuela te vlieg nie, want siviele voertuie se beheerstelsels word geblok, gejam soos hulle sê. En 6 lugrederye het al reeds hulle vlugte gekanselleer. Venezuela is in die moeilikheid. In Colombia, die Colombiese president weer, ek weet nie hoeveel tonne kokaine, ek dink dit was 14 ton of so iets, of 40 ton, beslag gelê op 40 ton kokaine en ander goed, fentanyl en you name it. Om vir Donald Trump te wys, Colombia is nie teen hom nie, Colombia is vir hom. Maar ons weet dat Venezuela, Colombia, Mexico, daai 3 lande, die grootste drakkartelle wat bestaan. En moenie dink Panama en daai ander lande is onskuldig nie. Die Suid-Amerikaanse manier om uit armoede uit te kom is om jou mense te laat werk in plantasies waar hulle hierdie goed groei en waar hulle laboratoriums het waar hulle hierdie goed maak. Dan is die mense tog so bly, handjies klap vir 'n bietjie kos. Dit is Suid-Amerika. Dat ons in hierdie jare waarin ons nou leef, hierdie verligte eeu, dat ons nie armoede kan stop in lande nie, is vir my absoluut onaanvaarbaar. Dit is onaanvaarbaar. En wanneer ons plan eendag uitrol, moet die plan van so 'n aard wees, dat ander lande dit kan copy en paste, en ontslae kan raak van die korrupsie wat oor hulle is, en hulle self regeer, deur die gemeene wet. Hierdie goed is nie onmoontlik nie, mense, dit is nie onmoontlik nie, né? Want ek het gou kyk of ek nog ander wêreldnuus het voordat ek hier in Suid-Afrika inval. Hierdie was vir my baie interessant. 20.000 dokters het in 2024 by Brittanje se mediese register aangesluit. In ander woorde, jy teken jouself aan as 'n dokter, jy gee jou dokumentasie in en dis meer. En die dokters wat daar aangesluit het, was almal immigrante gewees. 20.000. Maar in Brittanje self
was daar net 10.384 dokters wat gegradueer het. In ander woorde, dat meer dokters van ander lande, en in hierdie geval mees oosterse, Indiese tipe lande gekom, as wat daar Engelse dokters is. En ander wat daar gestudeer het. Wys jy wat in die wêreld aangaan? Hulle is besig om die gesig van Engeland en Europa te probeer verander teen rasseskrede. Laat hulle doen wat hulle moet. Hulle gaan net so ver kom in Suid-Afrika, dan gaan die boere ewe skielik wakker word. Die BBC Media se uitsaai korporasie in Engeland het in 2024 1 biljoen rand verloor, omdat 1 uit 8 mense geweier het in Engeland om hulle lisensies te hernie of te betaal as gevolg van die bias wat daar plaasvind. In ander woorde, Britte word nie gebruik in advertensies nie, net swartes word gebruik, immigrante word gebruik, oosterse mense word gebruik, maar jou normale Engelsman en die goed word nie meer gebruik in advertensies en dies meer nie. Ons het dieselfde ondervind met die SAIK in Suid-Afrika. Dieselfde ding het ons ondervind. Elke staat moet sy eie televisienetwerk hê. Ja, daar kan 'n staatstelevisie-netwerk wees, maar die staat moet absoluut 100% deursigtig wees wat hierdie goed aanbetref. En daar moet geen vermenging wees van enigiets nie. Ek hou nie van 'n swart man met 'n wit vrou in 'n advertensie nie. Hoekom is dit altyd swart mans met wit vrouens? En dit is nie swart vrouens met wit mans nie. Baie min. Hierdie wonderlike gesin, wat altyd so op die televisie gewys word, van 'n vermengde gesin, wit en swart gemeng. En die aktrises, die wit aktrises, is tog net te bly om daai poste te aanvaar en geld te kry. Jou siek ding, jy is eintlik 'n siek mens. Maar in elk geval, dis my opinie. Studies in Duitsland wys dat daar grootskaalse sensuur is van die publiek. Daar's 'n grootskaalse sensuurnetwerk wat gebou is om vryspraak in Duitsland te kelder. Dit verbaas my nie. Hulle probeer om die aanlyn debat te reguleer en natuurlik die aandag weg te vat van die AfD wat so besig is om so groot te groei. En selfs in Duitsland nou is meer en meer mense besig om hulle bankrekenings te sien dat die goed toegemaak word as gevolg van politiekery. Dit is 'n ding wat nou vinnig toeneem in Duitsland. As jy nie saam met Merz praat nie, dan word jou bankrekening toegemaak. Duitsland sal moet wakker word, en ons gaan vir hulle moet help om wakker te word. Net Vader weet wanneer. Goed, kom ons kyk 'n bietjie wat hier in ons gemorsland aangaan. Die G20 se beraad het nou Sondag, dink ek, teen einde geloop. Nou, die konsensus by die beraad deur Ramaplakkertjie is dat almal het nou die verklaring wat nou hier uitkom aanvaar. Argentinië sê nee, ons het dit nie aanvaar nie. Ramaplakkertjie het probeer om 'n klap te gee vir Donald Trump, dat hulle moet die aanvaarding kom kry by Dirkou in Suid-Afrika, en Trump stuur 'n afgevaardigde Suid-Afrika toe wat 'n junior is in politiek volgens Ramaplakkertjie hulle. Lamola is natuurlik besig om vir ons te probeer sê dat nee, wit mense word nie uitgemoor nie, en hier is nie 'n rassebeleid nodig om vlugtelinge in ander lande in te neem nie. Hy noem dit 'n leuen, maar dan kom daar 'n vletjieblaser in Diepsloot uit, 'n swart man, in Diepsloot, wat sê hulle is besig om te lieg. Hy weet van die mense wat wit plaas eienaars teiken en hulle uitmoor. Hy sê die rede hoekom die plaas die boere uitgemoor word, is omdat hulle nie hulle goed wil gee nie. Hulle wil nie afstand doen van wat hulle het nie. Hulle rebelleer teen die swartes wat probeer om dit terug te, of om goed te vat, dan word hulle vermoor. En hy sê die rede hoekom hulle vermoor word ook, is omdat die storie van die wit mense het hulle grond gesteel, absoluut oral gepraat word.
Ons het geen houtkop se grond gesteel nie. Hulle was nie hier toe ons hier gekom het nie. Daarom is ons bereid om hulle historiese grondgebiede vir hulle terug te gee, maar net dit. En die konings weet dit. Al die konings wat alliansie al geteken het by die federale alliansie van Suider-Afrika weet dit. En van die alliansie gepraat, ek is al so gatvol vir Ernst Roets, wat op ons rug ry, nee. Liberale, linkse, flippend, vrymesselaar, bliksem. Dis al wat hy is. In elk geval. Partykeer dan vra mense in my metode en my manier van praat op koffie met brood, hoe kan ek Christen wees? Weet julle wat, nee? Dis tyd dat ons wakker word en kan verstaan dat Christene kan ook kwaad word. En ons vloek nie. Maar ek sal kragwoorde gebruik. As dit vir jou 'n probleem is, kan jy voetcheck van koffie met brood af. Ek het nie tyd vir jou nie. Jy is daai tipe wat nie verandering wil sien nie, jy dink dit aan jouself en jou eie geregtigheid. In elk geval. Hier in Suid-Afrika, net in Johannesburg alleen, het ons 900 plus brûe, en hierdie goed is die afgelope dekade nie geïnspekteer nie. Nou begin nou wonder, is daai goed nog veilig om oor te ry, na 10 jaar, van geen inspeksie nie. Dit is Suid-Afrika. Maar in die meantime is daar 3.500 nuwe polisiekonstabels nou die groen lig gegee om te kom, te kan werk in Suid-Afrika. 3.500 nuwe polisielede, wat gaan doen? In voertuie gaan rondry en gaan steel. Dis wat hulle gaan doen. Want as ek so kyk na daardie groep konstabels wat daar aangetree het, ek sien nie wit gesigte nie, en ek sien skaars bruin gesigte. Geef vir hulle 'n jobbie. Hulle weet nie regtig wat hulle doen nie, maar kom ons gee vir hulle 'n jobbie. Hulle kan nie regtig 'n heimel hanteer of enige so iets nie, maar ons gee vir hulle 'n jobbie. Dis 7 dae later en ons weet nie wat met die Palestynë gebeur het wat hier geland het nie. Blykbaar weet niemand nie. Dalk weet iemand, ek sal nie weet nie. Ek weet nie. Waar is daai Palestynë nou? 'n transgeslagkliniek wat nou in die nuus is, wat toegemaak het omdat daar nie hulp van Amerika is nie, as gevolg van die feit dat Donald Trump USAID toegemaak het. Die transgeslagkliniek se deure is nou al 'n rukkie toegemaak al. My vraag is dieselfde vraag wat daai ou gevra het op daai berig. Wanneer het ons gestem in Suid-Afrika vir transgeslagklinieke? Wanneer het ons gestem vir dit? Ons het nêrens gestem vir daai tipe gemors nie. Maar daai moffie houtkop is net so trots om die plek te wys aan die wit ou. Die drek en die siekte van die mensdom. Ek dink baie daaraan hoe om die probleme uit te sorteer, hoor. Ek sê vir julle. Die polisie het nou begin om vir Dudizile Zuma te ondersoek na daai 17 mans wat oorgeneem is Rusland toe om as sekuriteitswagte opgeleid te word, en toe hulle weer kyk, toe is hulle op die front besig om te beklei teen die Oekraïne of te beklei vir die Oekraïne. Hulle was soontoe gesmokkel. En interessant genoeg, een van die persone wat deel is van die dagvaardiging teen Dudizile Zuma is Nkosi Zuma. Ek ken nie al hulle name nie, hulle het 4 name. Sy het die saak aanhangig gemaak teen Dudizile. Sy het gesê, hulle het dit gedoen. Ek wonder of sy nie ook deel van dit was nie. Julle ken mos daai situasie van, jy's deel van dit, maar omdat jy kwaad is vir die ander groep, maak jy die ander groep sleg. Kom ons kyk wat die polisie gaan oopkrap met hierdie saak, as hulle ooit enigiets gaan oopkrap. Hierdie is die dinge wat naby aan my hart is, 'n reuse besending horings, wat hulle probeer smokkel het uit Suid-Afrika uit na Singapore toe is gekry. Mense, ons kreer wildtuin en al daai goed word gestroop hoor. Deur hierdie flipping goed. Daar's nie behoorlike beheer daar nie. Ek glo persoonlik dat wanneer die tyd kom dat ons 'n hele polisie mag of 'n weermagsmag in daai gebied moet hê wat konstant moet besig wees met patrollering. Konstant.
Daai grense moet so gepatrolleer word en so versterk word, dat nie eens 'n flippende aardvark deur daai draad kan gaan nie. Julle weet maar so, ek weet nie of julle diere ken nie, maar 'n kudu spring oor 'n heining. 'n Gemsbok kan nie oor 'n heining spring nie, hy kan nie so hoog spring nie. 'n Springbok, as hy spring hy redelik hoog en hy kan redelik ver spring, maar hy kan ook nie oor 'n wildsheining regtig spring nie. Hy moet 'n baie sterk springbok wees om dit te kan doen. Maar 'n kudu gaan loshande bo 'n bus. Julle het dit geweet. 'n Kudu kan vrek hoog spring. Nou, hoe kom gemsbokke uit kampe uit? Die aardvarke, julle weet waarvan ek praat. Daai wilde varke. Hulle grawe onder, bosvarke noem sekere mense dit. Hulle grawe onder die heininge deur. Hulle grawe gate en dit is hoe die gemsbokke uitkom. Onder deur die heining. Onder die draad. Ons moet heininge daar opsit, wat geelektrifiseerd is, dit moet soos die heining wees tussen Mexico en Amerika. Dis wat ek sê. Ons moet dinge reg doen, mense. Dit is die probleem wat ons het in ons samelewing deesdae, is ons kom nie by die punt waar ons dinge reg doen nie. Hierdie was vir my goeie nuus. Die FSA het Naledi Pandor se visum geherroep. Dankie tog. Dit is oor alle uitsprake en leuns. So hierdie sogenaamde minister van buitelandse sake of buitelandse samewerking of wat ook al hulle haar titel vir haar gegee het, sy mag nou nie meer Amerika toe gaan nie. Well done. Stop die mense waar jy kan. Hulle is flippin' useless. Ons het die hoogste, julle geweet, ons het die hoogste werkloosheidssyfer nou in die wêreld, hier in Suid-Afrika. Maar ons hou 'n G20 hierso. Een van die dinge wat ou Brown Mugatsi gesê het, is die Zulu koning en die luitenant-generaal Makwanasi is rekrute van die CIA. Sal my nie verbaas nie, maar ek weet nie of hy net probeer om sy eie gat te red nie, hierdie Brown. Ek stel nie eintlik belang in daai Madlanga saak nie. Ek flip en kyk dit nie, ek stel nie daarin belang nie. Al wat ek weet is, dit is maar net nog oop vlek van korrupsie op korrupsie op korrupsie, wat Suid-Afrika aanbetref. So wanneer gaan ons verander, mense? Wanneer gaan ons die regte ding begin doen? Wanneer? Wat het ek nog eens op 'n ander, ek het dit so goed gehad, weet ek het daai klaar gesê, ja. Ek het nie hierdie vir julle gesê nie. Daai COP30 sogenaamde klimaatsooreenkoms wat hulle gehou het, klimaatsverandering, vergadering wat hulle gehou het. Hulle het 'n semi van klimaatsooreenkoms bereik, maar hulle het brandstowwe, hulle noem dit fossil fuels, petrol word nie gemaak as gevolg van fossiele nie, dis 'n lieg. Of olie word nie verkry van fossiele nie, dis 'n leuen. Olie produseer, hy herproduseer homself. Dis wat God in hierdie aarde geplaas het. Maar in elk geval, so hulle het hierdie kamstige ooreenkoms bereik, waar hulle nou seker goed in plek sit wat klimaatsverandering aanbetref. Net nog leuns, politiekery. Hou jou besig. Nee, hou jou besig, soos Trump met hierdie burgemeester van New York. Aan die een kant is hy teen moslim, aan die ander kant, nee, hierdie is 'n nice ou. Leuns op leuns op leuns. It's a multi-layered cake. Dit is 'n baie groot koek en hy het baie laag. En ons kry nooit daai mes diep genoeg nie. Maar deur die genade van bo sal ons eendag die regte ding doen. Nee, kom ons drink koffie voordat ek kobai sê. Fantastiese wedstryd teen Ierland gehad, ons rugbymanne. Dit was daarom 'n harde wedstryd daai. En die beste van alles is, ons kon elke liewe penalty wat ons gekry het, kon ons net oorgeskop het. Dan het ons hulle gewen, iets in die 50-11, wat ook al, of 13, wat ook al. Maar die ouens wou nie, die ouens wou hulle vuisfoos maak, dis wat hulle wou doen. Ons sal julle skram. En dit is die attitude, dit is die geaardheid wat ons moet ontwikkel, wat verandering wil sien in Suid-Afrika. Ons moet daai selfde attitude hê. Ons sal nie opgee nie.
Julle gaan ons probeer uithou en uithou en uithou en uithou en ons sal nog steeds wen. Dis wat hulle gedoen het. Suid-Afrika se cricketouens het baie goed gedoen gister. Daai Mutasami het 109 geslaan en nou Jansen, ons fast bowler het 94 of 97 gekry, ek dink hy het 94 gekry. En ons het 'n voorsprong gehad daar van 489 lopies. Fantasties. Dit is nie soos die vorige wedstryd waar ons hard beklei het met die spin bowlers en ons het hulle uitgehaal en gewen nie. So daar is goeie goed mense, ons doen goed. Natuurlik huil hulle in Nederland oor hulle verlies verlede week oor teen Engeland, maar daai gehuilery sal nie ophou nie totdat hulle teen ons kom speel volgende jaar nie. Maar in elk geval. Ons werk hard, ons gaan aan, ons doen wat ons moet, hoekom? Want ons wil vryburgers wees hier in Suid-Afrika en ons sien onsself alreeds as vryburgers. Dan is ons boere Afrikaners, julle ken die rympie, en dis 'n ware rympie. Maak dit vas op jou hart. Jy's eers 'n vryburger, dan is jy 'n boer. Alright? Dis belangrik. Nee, Andrew, jy's eers 'n vryburger, dan is jy 'n Engelsman. Nee? Dis hoe dit moet wees. Daar's nie 'n ander manier nie. En so kan ons verandering bring in Suid-Afrika. En saam met God maak eendrag mag, daar's nie 'n ander manier ook nie. Geloof in God en om te doen dit wat hy sê is van die allerhoogste belang ooit. So ons doen dit eerste. Julle moet 'n fantastiese maandag hê, né? Alles wat mooi is.